And a good En evening 'n to all goeienaand of the aan al die servants of diensknegte Christ van present Christus and in teenwoordig the en radio in land. die radioland. It's a privilege for Dis me 'n to voorreg come vir my om tonight vanaand te kom speaking to this met fine hierdie audience. goeie gehoor te praat. And I have often wondered what I would do if I En held ek het in al a dikwels charge gewonder wat ek sou cup doen or as glass, ek in 'n as we houer, would call it, beker, 'n glas, 2 soos drops ons dit of sou the noem, literal 2 blood druppels of the Lord van die Jesus. letterlike bloed van die Here Jesus sou. I've often thought if Ek I het would al be dikwels granted that gedink privilege as ek daardie voorreg gegee sou word om 2 druppels of the literal van die blood letterlike of the bloed van die Lord, Here te dra, how I would hold hoe that ek to dit my aan my hart sou hou, walk so nederig humbly en stadig slowly and sou loop, watching en every elke step, tree sou doppel, that I would not dat ek drop dit it nie or- sou laat val or of spill it dit in op any way. enige manier sou mors nie. But then as I was thinking that tonight I Maar have toe, before terwyl ek me daaraan in the gedink sight het of the vanaand, Lord het a ek voor my greater in die price oë van die Here 'n groter prys as die 2 druppels van die letterlike bloed van ons Here. Ek het die gekooptes van sy bloed. Sy mense, dat hy sy bloed gegee het, dat hierdie mense mag lewe. So hy het meer van die mense gedink as wat hy het van sy eie lewe. Hy het sy lewe gegee dat sy mense kon lewe. So ek beskou hierdie my gehoor vanaand met die grootste agting, want dit is die gekooptes van die bloed van die Here. Gisteraand het ek 'n bietjie lank gepraat en ek het net baie myle gery en ek was moeg. En ek veronderstel ek het my gehoor hier uitgeput met omtrent 1 uur se preek. Maar vandag, toe iemand die kompliment gegee het dat hulle bly was hulle was daar, het ek gevoel ek dank aan julle verskuldig is. En ek rukkie gelede, terwyl ek geluister het na die radio, na die omroeper, ek wil hom bedank vir daardie wonderlike kompliment wat hy gegee het. Die Here seën jou, my broer. Ek wens elke radio in die Verenigde State het programme soos hierdie uitgesaai. En hulle tyd gewy aan die verkondiging van die evangelie, soos hierdie stasie doen. Mag dit staan totdat Jesus kom. Ek het daarna geluister en na sy goeie programme en hoe waardeer ek nie 'n stasie van daardie tipe nie. As ek hier rond gewoon het, sou my wyser die hele tyd daarop ingestel wees. En ek hou van Christelike musiek en ek hou van die werke van God en luister na die diensknegte van God. Nou om gou in te kom, want vanaand gaan ons vir die siekes bid. Soos ek net nou opgekom het in die motor en broer Hall so 'n kompliment hoor uitstuur. Ek verdien nie daardie kompliment nie, maar dankie broer Hall. Maar as daar enige goeie ding gevind kon word in enige menslike wese, sou dit as gevolg van Christus wees. Want ons is 'n algehele mislukking om mee te begin. Daar is geen goeie ding in ons nie. As daar enige iets goeds is dit God. En nou vanaand voor ons die bladsye van die boek omblaai om 'n teks te vind, wil ek graag 'n klein ietsie verduidelik. Wat gaan oor bid vir die siekes, want ons mag dalk nog steeds op die lug wees wanneer ek die gebedsry begin. Nou, ek het nog nooit in al my wêreldreise waar die Here my al omtrent 5 keer om die wêreld gestuur het, nog nooit het ek ooit enig iemand genees nie. Ek glo nie dat enige ander evangelis
ooit enigiemand genees het nie. Ek glo nie dat daar ooit 'n dokter of 'n hospitaal of 'n geneesmiddel was wat ooit enigiemand genees het nie. Ek glo God is die geneeser. Psalm 103 het gesê, ek is die Here wat al jou krankhede genees. As predikers aanspraak maak om geneesers te wees, dan is hulle onskriptuurlik. As 'n dokter daarop aanspraak maak om 'n geneeser te wees, wel, ek wil nie hê hy moet op my werk nie. Want daar is net een geneeser, sê Mayo's Kliniek, en ander groot mediese instellings, en dit is God. Ons het dokters en hospitale en medisyne en sovoorts, wat ek hoog ag en bid daagliks vir hulle sukses. Hulle is Godgegewe instellings. Maar hulle genees nie, hulle help net die natuur. God is die geneeser. Byvoorbeeld, as ek my arm gebreek en na 'n dokter toe gegaan het en gesê, dokter, ek het my motor aangedraai en ek het my arm gebreek. Genees dit sommer gou, geneeser, sodat ek my motor klaar kan gaan aandraai. Die dokter mag na my kyk en sê, jy het verstandelike genesing nodig. Dit sou waar wees. Die dokter kan my arm spalk, maar God moet dit genees. Die dokter mag 'n blinde darm uit my uithaal of 'n gewas of een of ander vergroeisel, maar God moet die plek genees. God is die enigste een wat kan skep en selfe moet geskep word om te herbou. Ek het een keer 'n stelling soos daardie gemaak, en daar was 'n man wat naderhand gesê het, hoe verduidelik jy penicillin? Hoe het ek gesê, dit is baie maklik. Dis net soos om jou huis vol rotte te hê en jy sit rotgif uit. Die rotte vreet gate in die huis en die gif maak die rotte dood, maar dit maak nie die gate reg nie. Dis dieselfde ding wat penicillin doen. Dit maak die kiem dood, maar dit bou nie dieselfde terug wat dit vernietig het nie. God moet dit doen. God is die geneeser. Ek glo God se woord, en as dit gesê het, ek is die Here wat al jou krankhede genees, glo ek dit. Dis die waarheid. Dis die enigste manier wat ek geloof kan hê, is in wat God gesê het. Bediening van genesing is om vir die siekes te bid. Alle kerke bid vir die siekes. Ek het nog nooit 'n denominasionele lyn getrek, enige grense nie. Ek is georden in die Sending Baptiste Kerk deur Dr. Roy E. Davis, maar ek het nie enige denominasionele grense nie. Ek glo dat Christus gesterf het vir al sy kinders, en ek bid vir al sy kinders oral. God het my nog nooit bevraagteken deur, as hierdie persoon 'n baptis is, mag hy genees word nie. As jy geloof het, mag jy genees word. Ek glo nie dat genesing enigiets is wat 'n prediker aan jou kan doen nie. Net vir jou verduidelik wat Christus alreeds vir jou gedoen het. Ek glo nie dat ek 31 jaar gelede gered is nie. Ek glo ek is 1900 jaar gelede gered toe Jesus vir my sondes gesterf het. Ek het dit 31 jaar gelede aanvaar. En terwille van ons oortredinge is hy deurboor, en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Het julle opgelet, het verlede tyd, toe hy gesterf het, toe hy gewond is, en dit alles volbring was. Alles wat God vir jou kan doen, was voltooi toe Christus op Golgotha gesterf het, want hy het volkome verlossing vir die menslike ras gebring. Ons het dit nie nou ten volle nie, ons het die onderpand van ons verlossing. Ons het die onderpand van ewige lewe, van ons sterflike lewe, dat ons vir ewig sal lewe, soos ons die Heilige Gees ontvang. Ons het ook die onderpand van ons opstanding, soos ons 'n swak liggaam sien, niks anders as 'n skaduwee nie, wat opgevreet lê van kanker, waar baie dokters probeer doodmaak en in geval lê. Om God Almagtig daardie persoon te sien genees, dis die bewys van die opstanding. Ek weet van duisende sulkes in die land vanaand. Nou 'n prediker van genesing, as jy sal oplet in 1 Korintiërs 12, dis nie, daar's 'n gawe van profesie.
Maar gawes van genesing, dis in die meervoud. God gebruik baie verskillende maniere. Nou daar's 5 ampte wat God in die kerk plaas, daar 9 geestelike gawes wat daar die ampte en al die lede van die liggaam vergesel. Die eerste is apostels wat sendelinge is. Die woord apostel beteken een wat gestuur is. Die woord sendeling beteken een wat gestuur is, dieselfde woord. Apostels, profete, leraars, pastore, evangeliste, hierdie ampte wat God in die kerk plaas. Hulle is almal in werking of behoort te wees. Ons kan nie een omseil en sê daar's leraar sonder om te sê evangeliste nie. Ons kan nie sê daar is evangeliste sonder om te sê daar is apostels nie. Ons kan nie sê daar is apostels sonder om te erken daar is profete nie. Almal van hulle is vir die vervolmaking van die liggaam van Christus. Die Here gee vir my visioene, daardie ding het begin toe ek 'n babatjie was. Ek glo nie dat die mens deur mense geroep kan word en 'n suksesvolle prediker kan wees nie. Ek glo gawes en roepings is sonder bekering dat God deur sy voorkennis, sy predikers in die evangelie en die gawes in die kerk voorbestem het. God het vir Jeremia gesê, dink ek was dit wat gesê het, voor jy nog in jou moeder se skoot gevorm is, het ek jou geken en jou geheilig en jou verordeneer as 'n profeet vir die nasies. 712 years before John the Baptist was born, 712 jaar voor Johannes die Doper gebore is, het God vir Jesaja gesê dat hy die stem was van een wat roep in die woestyn. Hy kon nie help om Johannes te wees nie. En al die pad van die tuin van Eden af en ja, voor die grondlegging van die wêreld is Jesus Christus verordeneer as die Seun van God. So ons is wat ons is deur die genade van God. En nou voor ons die bladsy terugblaai oor 'n klein evangelistiese teks. En as daar baie is wat daar is, predikers wat hier sit en baie wat inluister sonder twyfel. Maar ek glo nie dat goddelike genesing 'n hoofsaak is nie. En ons kan nooit 'n hoofsaak oorheers deur 'n bysaak nie. Ek glo goddelike genesing is soos 'n man wat gaan visvang. Hy sit die aas in die hoek. Hy wys nie die hoek vir die vis nie. Hy wys net die aas en hulle visvat die aas en kry die hoek. Dis waarom by Durban, Suid-Afrika onlangs, waar 200,000 vergader was, ek 30,000 rouheidene hulle afgode op die grond sien breek het en Jesus Christus as hulle persoonlike verlosser ontvang. Toe 'n man wat nie kon loop nie in sy volle verstand gehad het nie, en die Heilige Gees het aan hom geopenbaar wie hy was in alles omtrent sy lewe. En toe ek 'n visioen oor hom gesien het dat hy gesond sou word, het ek gesê, hoeveel van julle sal nou Christus ontvang as God hierdie arme man sal genees? En ek het gesê, die Heilige Gees het net gesê, hy is in daardie toestand gebore. En julle het sy ouers ver buite in die gehoor daar op die renbaan gesien getuig, dit was waar. Om gesê wat sy naam is. Ek het gesê, ek kan nie eens sy taal praat nie. Ek het gesê, nou daag ek elke Mohammedaanse priester uit om hiernatoe te kom, dat jy sê jou godsdienst is so groot en hierdie man regryk, of julle boeddhas of enige ander godsdienst. En natuurlijk was dit 'n baie stil gehoor. Ek het gesê, ek kan dit ook nie doen nie, maar die God van die hemel wat sy seun Jesus Christus opgewek het my nou net 'n visioen gewys dat die seun sy regte toestande gaan ontvang. As hy dit nie doen nie, dan is ek 'n valse getuie van die opstanding en behoort uit Afrika uitgejaag te word. As dit is, hoeveel van julle Mohammedane en heidene en boeddhiste sal Christus dan as persoonlike verlosser ontvang? Net so ver as wat jy kon sien het die swart hande gewaan. En ek het gespreek wat die Here gesê het en die man het op sy voete gespring. Nie net genees nie, maar by sy volle verstand. En 30,000 het hulle afgode op die grond gebreek en Christus as hulle persoonlike verlosser ontvang. Dit was die aas wat veroorsaak het dat hulle Christus ontvang het. Kom ons bid. Groot God, U het nog nooit U krag verloor nie, en U sal nooit, want U is die oneindige God.
You will never have an end. wat geen begin gehad het of u sal nooit 'n einde hê nie. Wanneer hierdie ou wêreld so gesteer het van sonde totdat dit verby die sterre gekom het en dat die oordeel gestuur het en dit vernietig het en daar geen wêreld of maan of sterre of sonnestelsel meer is nie, sal u steeds God wees. Wanneer die woestyne, die oseane woestyne geword het wat ween van sonde, sal hy steeds God wees. En wat is die mens dat u aan hom dink? Waarom is dit dat u ons so goedhartig is om vir Jesus die enige gebore seun te stuur, dat hy sou sterf om ons van ons sondes te red? En dan in hierdie laaste afsluitingsure van die wêreldse geskiedenis, wanneer die wêreld ster onder die impak van sonde, en waterstofbomme en atoombomme in die hande van die heidene en die ongelowige en die goddelose wat die hele wêreld binne 'n paar sekondes kan vernietig, word ons vertel dat deur ons moderne wetenskap, en dis net omtrent 1 minuut voor middernag. O Here, maak mans en vroue wakker. Salf u predikers, Here, soos vuurvlammer terwyl die laaste oproep gemaak word, die teken van die laaste dag, en mag dit groot wees. En mag ons dit vanaand sien, die lewende Christus, wat nie dood is nie, maar weer opgestaan het vir ons regverdigmaking. Nou onder ons lewe in die persoon van die Heilige Gees. Mag hy vanaand kom en spreek tot elke hart, sigbare en onsigbare gehoor. En mag hy in hulle harte daardie werk van die nuwe geboorte verrig, terwyl hulle die verlossingskrag van sy opstanding gebring word, alle skade wees van twyfel en ongeloof wegneem, en alle skeptisisme te vernietig, dat die kerk kan voortbeweeg in perfekte harmonie met die wil van God soos aangebied deur die Bybel en die Heilige Gees. Neem die woorde wat ek vanaand sal lees uit u woord, o Here, en salf hulle in die lippe van die diensknegt en plaas hulle in die harte van die hoorder. Besny die ore en harte, Here, dat hulle u woord mag ontvang. Dan op die ou end sal ons hoofde in nederigheid buig teenoor die stof waaruit ons geneem is, en u prys. For we asked it in Jesus' name, thy beloved Son. Amen. Want ons vra dit in Jesus naam, u geliefde seun. Amen. I would like to read Ek wil graag vanaand lees uit die boek van Jeremia 8:22, 1 vers. Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Is daar geen balsem in Gilead nie? Is daar geen geneesheer daar nie? Waarom is die gesondheid van die dogter van my volk dan nie herstel nie? That was the question that Dit was die vraag wat Jeremia onder die inspirasie van God gevra soos hy hierdie boodskap baie jare gelede in die poort van die tempel gebring het. The city and the people had altogether gone out away from Die stad en die mense het heeltemal weggegaan van God af. En God het vir Jeremia die profeet gesê om in die poort te gaan staan en hierdie woorde te spreek. Is there no balm in Gilead? Is daar geen balsem in Gilead nie? Is daar geen geneesheer daar nie? En dan, as daar is, waarom is dit dan dat die gesondheid van die dogter van my volk, wat die kerk is, nie herstel is nie? Die vraag is hoekom? Wanneer God 'n voorsiening of 'n weg van ontsnapping vir die mense maak, en hulle weier om dit te ontvang, dan vra God die vraag, hoekom? Ek het 'n gedig hier gelees 'n tyd gelede.
Ek mag dalk nie in staat wees om dit aan te haal nie, miskien 'n reël, maar dis iets soos hierdie. Toe die groot marcherende leers al hulle gewere bymekaar gesit het, en wanneer die nabootser sy laaste drama gespeel het, en wanneer die Bybel gesluit is op die preekstoel, en die prediker het sy laaste gebed gedoen, wanneer die boeke van die oordeel sal oopmaak, ons sal gevra word om 'n rede te gee. Waarom dan? Ek wonder wanneer hierdie Verenigde State van Amerika, wat my tuiste is, lieflike tuiste, wanneer God se groot boek oopgemaak word by die oordeelsdag, en hierdie volk word voor die oordeel gebring, en wanneer hy sy vinger wys na Billy Grahams en Oral Roberts, en sopoorts wat heen en weer gekruis het deur die volk, wat die evangelie verkondig en groot tekens en wonders van sy koms toon. En engele van God wat hulle bediening vergesel het, wat daar gestaan het as 'n getuie. Wanneer Amerika gevra word waarom hulle nie bekeer het nie, ek wonder wat 'n antwoord sal hulle hê. Wanneer hulle voortdurend die whisky en drinkery en planne van die duiwel voortdurend voortvloei, soos die evangelie beweeg, word hulle meer radikaal, met hulle drinkery elke jaar, sonde raak elke jaar, elke dag meer. En dit blyk dat dit net 'n klein Kersverhaal is wat vertel word. Maar ons lewe in daardie groot dag, wanneer die groot tekens van die koms van die Here verskyn. En predikers gesalf met die Gees spreek hulle hart uit, en mense ignoreer dit steeds. Wonder watter soort antwoord gegee gaan word by die oordeel. One time in the scripture, after the death of Ahab, one of Israel's most wicked kings, een keer in die skrif, na die dood van Ahab, een van Israel se mees bose konings, het sy seun Ahasia hom opgevolg op sy troon in Samaria. En eendag, terwyl hy in die boonste stoep geloop het, het hy deur die tralie geval. En hy het homself seer gemaak, en het een of ander soort siekte opgedoen. Toe het hy 2 van sy manne geroep en hulle na Ekron toegestuur, na die god van Baal-Zebub, om sy profete te raadpleeg, sou hy gesond word of nie. En Elia die Tisbiet, as 'n ware profeet van God, het die Heilige Gees na hom toe gekom in 'n visioen en vir hom gesê, gaan op en staan in die pad. God versper die weg. Dis nie maklik om hel toe te gaan nie. Dis moeilik om hel toe te gaan. God stuur sy boodskappers, en hy stuur sy profete. Hy stuur sy evangelie. Hy maak sy kerke 'n vlammende vuur, en mense veg voortdurend reg daarbo-oor. Hy stuur dit uit oor die etergolwe van die radio. Hy stuur dit oor die televisie. Hy stuur dit deur die gepubliseerde woord. Hy stuur dit van lip tot oor. En mense loop die heeltyd reg daarbo-oor. Maar God stuur sy profeet om dit te blokkeer. Waarom sal jy na Ekron gaan, na die Baal-Zebub? Is dit omdat daar geen profeet in Israel is nie?
Is daar geen God daar nie? Is that the reason people today Is dit die rede waarom mense vandag opsetlik na drankpartytjies toe gaan? Heel nag dans, dobbel, bedrieg. try to make a lot of money? Is it because that 'n klomp geld probeer maak, is dit omdat daar geen plesier in God is nie? because there is no Is dit God omdat to daar give geen pleasure? God is om plesier te gee nie? The very reason that you thirst for that Die is enigste because rede that waarom you're jy daarna rejecting dors, is omdat jy God verwerp. God made a man God het 'n mens gemaak om te dors, maar om te dors na hom. And if you turn that down, you have to, the devil tries to satisfy En as that thirst jy with dit weier, drinking moet jy and die smoking duiwel and probeer gambling. daardie dors met drinkery en rook en dobbel en ander dinge bevredig. Is it because that we Is haven't dit got a omdat Holy ons Spirit nie 'n that Heilige brings Gees joy? het wat vreugde bring nie? Is it because there's no Is dit satisfaction omdat in daar Christ? geen bevrediging in Christus is nie, dat julle na hierdie dinge soek? Hy het gesê, is daar nie 'n God onder in Israel nie. Waarom sou jy na Baal-Zebub die duiwel gaan? Is there no pleasure in serving Is Christ? daar geen plesier daarin om Christus te dien nie? Is dit die rede waarom mense aanhoudend drink en na die kerk toe gaan vir 'n bedekking? Jy het nog nooit die Here gesmaak nie. Jy het nooit geweet hoe goed hy is nie. As die mens ooit kom na die fontein gevul met bloed getrek het Immanuel se are, eenmaal gedompel word onder daardie die sondes van die wêreld en alles wat die duiwel kon offer, sou so dood wees soos middernag. Dis omdat hulle weier om dit te doen. Want hulle weier om die Heilige Gees, God se balsem te ontvang. Is die rede waarom hulle dit doen. Dit herinner my aan 'n man wat sterf op 'n dokter se drempel. 'n Man sterf op 'n dokter se drempel omdat hy weier om die geneesmiddel vir sy siekte te neem. As die dokter die geneesmiddel vir jou siekte het en hy sê ek sal dit nie neem nie, jy kan op sy drempel sit so naby daaraan en jy sal steeds sterf omdat jy die geneesmiddel weier. Maar moet dit dan nie op die dokter lê nie. Hy het die geneesmiddel. Hy het die ding vir jou inenting. Maar dis jou koppigheid om dit nie te ontvang nie. Dit was nie omdat daar nie 'n God in Israel was nie. Dit was nie omdat daar nie 'n profeet daaronder was nie. Dit was omdat die koning te koppig was. Hy het die profeet gehaat. Dis wat vandag die probleem is. Daar's bevrediging, daar's genesing vir siel en liggaam in God, in Christus. Maar die mense is te hardkoppig. Hulle is soos Hasie van lank gelede. Hulle wil modern wees. Hulle haat die evangelie boodskap. Dis waarom hulle sterf in hulle sondes op die kerktrappe. Mense sit in die sitplekke in hulle kerke en sterf in sonde, omdat hulle God se geneesmiddel, die Heilige Gees, weier. Nie omdat hy nie daar is nie, dis omdat hulle weier om dit te erken en dit te ontvang. Daardie koning het die profeet en sy evangelie gehaat. So hy het gedink hy kon op 'n ander manier kom en verligting kry, sy verlange bevredig. Laat ek sê vir dit vir julle liewer vanaand, my mees geliefde vriende, julle kan nooit bevrediging hê nie. Jy mag al die rykdom besit wat daar in Tennessee is. Jy mag in die beste huis woon en 'n vloot ligversorgde Cadillacs ry. Jy mag baie gewild wees op die dansvloer. Jy mag die koning wees van jou partytjie, die lewe en die pret van jou groep. Maar jy sal nooit tevrede wees totdat jy God se ewige lewe deur die Heilige Gees gesmaak het nie. Dis God se toksine. Dis die enigste ding. Hoe hulle toksine vind? Hulle neem 'n proefkonyn
En hulle neem toksine en werk dit uit. And then they take this En dan neem hulle hierdie toksine en gee dit vir 'n proefkonyn. En as dit goed werk op die proefkonyn, dan gee hulle dit vir die mens. Sometimes it doesn't Partymal work. werk dit nie so goed op die menslike wese nie, want die proefkonyn se liggaam is net nie presies soos 'n menslike wese nie. Some medicine will help some people and kill others. Sommige medisyne sal sommige mense help en ander doodmaak. So daar is 'n vraag daaroor, Taking the medicine. oor die neem van die medisyne. But there's no question on God's bomb, his toxin. It works on. Maar daar's geen vraag oor God se balsem, sy toksine nie. Dit werk op wie ook al wil laat hom kom, sodat hy kan drink uit die fontein van die Here. Dit word nie bevraagteken nie. Hulle werk dit af en gee dit vir die proefkonyn en hou sy reaksie dop. Die wêreld sterf nie aan. Nommer 1 moordenaar is nie die hartsiekte in die wêreld vandag nie, soos ons vertel word. Nommer 1 moordenaar is sonde siekte. Dis 'n siekte van sonde wat die wêreld doodmaak. Ek het dikwels hierdie stelling gemaak. Dit is nie die rooi borsie wat op die appel pik wat die appel doodmaak nie. Dis die wurm in die kern wat die appel doodmaak. Dit is nie kommunisme wat Amerika doodmaak nie. Dit is nie enige ander volk wat hierdie volk besoedel nie. Dis die sonde wat in hierdie volk is wat homself besoedel. Dis die onsedelikheid van die mense. En duisende van hulle word Christen by name genoem. Die wêreld sien niks anders in hulle as enige ander persoon nie. Daarom is hulle Christenskap te swak. Asseblief sal julle hierdie mees uitdrukking verskoon. Ek sê dit nie om sleg te wees nie. Ek sê dit nie met kwaadwilligheid nie. Ek sê dit met liefde. Verlede Saterdag het ek en my vrou na die kruidenierswinkel toe gegaan. En ons stadjie is net omtrent 37,000 in bevolking. En hulle het 'n nuwe winkelsentrum wat al die mense uitgaan na hierdie Youngstown winkelsentrum toe op Saterdag. Want baie van die groot kettingwinkels is daar. En soos ons gery het, van die honderde vroue waarby ons verbygegaan het, het ons een gevind met 'n romp aan. Die res van hulle was so onsedelik aangetrek. My vrou het vir my gesê, sy het gesê, Billy, kyk, dink jy nie daardie vrou weet dat sy nakend is nie? Ek het gesê, ek dink nie so nie. Sy het gesê, as sy nie weet sy is nakend nie, dan is sy van haar verstand af. Ek het gesê, nee, sy is net Amerikaner, sy volg die Amerikaanse neiging. Sy tree op soos die res van die Amerikaners maak. Wel het sy gesê, is ons dan nie Amerikaners nie? Ek het sê as burgerskap van ons vlees is ons, maar ons is pelgrims en ons is vreemdelinge hier en ons soek 'n stad om te kom. Ek het gesê dis waarom een Amerikaner van die ander verskil. Ons geeste is van bo gebore en in daardie land waar ons vandaan kom, is die natuur en die gewoontes van daardie land heiligheid, reinheid, godsaligheid. En as die gees van daardie land in ons inbeweeg, dan is hierdie land vreemd vir ons. Want jou siel en jou gees motiveer jou, dit maak jou wat jy is. En jy sal nooit in staat wees om by kerke aan te sluit en dit uit jou uit te kry nie. Jy sal steeds 'n kerklidmaat wees en mense bespot wat teen sulke onsedelikheid preek. Jy moet wedergebore word van bo. Dan is julle nuwe skepsels in Christus Jesus en julle is soos Abraham was, julle is sy kinders. Julle soek 'n stad wie se boumeester en oprigter God is. Dis hoekom jy anders optree, dis hoekom jy dinge anders sien.
Jy raak nooit aangepas by hierdie wêreld nie, want jy is van bo. Jy tree op soos die koninkryk waarin jy behoort. Ek is bly om 'n burger van Amerika te wees. Ek dink dis die beste, maar o broer, ek sou nie wou vertrou dat dit my verlossing sou wees nie. Die Amerikaanse gees is vulgariteit, boos. Elke koninkryk in die wêreld word beheer deur die duiwel. Die Bybel het so gesê, Satan het gesê, hierdie is alles myne om met hulle te doen wat ek ook al wil. Jesus het dit nooit ontken nie, maar hy het geweet hy sou hulle in die millennium beerwe en hy het gesê, gaan weg agter my, Satan. En oorkant in die skrif het dit gesê, verbly julle, hemele, en julle hele aarde, want die koninkryk van hierdie wêreld het die koninkryke van ons Here in sy Christus geword. Ja, dit maak 'n verskil. Party mense sê, ek kan net nie ophou rook nie. Ek kan nie ophou drink nie. Die rede waarom jy dit doen, is omdat jy die toksine daarteen weier. Jy sal dit altyd doen, totdat jy die toksine neem, totdat jy ingeënt word. Die rede waarom mense dit doen is, dis waarom ons soveel verskillende denominasionele kerke het. Hulle doen dit, hulle weet die skrif, so hulle probeer dit omseil. En baie van die groot heiligheidskerke verval in daardie selfde groef. Probeer dit omseil. Gaan op en skud hande met die prediker en sê, ek glo Christus is die seun van God. Die duiwel doen dieselfde ding. Die rede waarom hulle dit doen, is om die nuwe geboorte te probeer omseil. Nou ek wil nie hê julle moet dink ek is ontheiligend nie, maar ek wil 'n stelling maak, en luister mooi. Enige soort geboorte is 'n gemors. As 'n geboorte op die plaaswerf is 'n kalf, is dit 'n gemors. As 'n geboorte enige plek is, as dit op 'n bed van doppe is, of strooi, of in 'n pink versierde hospitaal, is dit steeds 'n gemors. En hierdie nuwe geboorte is niks minder as 'n gemors nie. Jy staan op van die altaar en huil en roep uit en gaan aan. Dit laat 'n stywe kerk dink jy hoef dit nie te doen nie, maar deur daardie nuwe geboorte bring nuwe lewe. Jy kan dit net kry as jy gereed is om heeltemal opgebreek te raak. Wanneer jy die stysel uit jou uitkry, wanneer jy wegkom van die selfgemaakte skynheiligheid waarin ons vandag lewe. En gewillig is om die prys te betaal en daar te lê totdat jy dood is vir die dinge van die wêreld en wedergebore word deur die Heilige Gees. Hulle omseil dit. Ons neem ons predikers en maak groot dokters van godsgeleerdheid van hulle, in plaas van om hulle die nuwe geboorte te gee. Baie van ons kweekskole neem die man en probeer hom opvoed. Opvoeding is 'n wonderlike ding. Maar geleerdheid sal nooit verlossing op die nuwe geboorte vervang nie. Dit kan dit nie doen nie. God het 'n program en ons moet ooreenstem met daardie program. Ons probeer ons predikers kennis leer. Ons behoort hulle die doop van die Heilige Gees te leer. Ons behoort hulle Christus te leer, maar ons probeer 'n beter klas mense onder ons kry. Daar's geen beter klas mense as wedergebore Christene nie. Hulle mag eienaardig wees, eienaardig optree, eienaardig lyk, eienaardig aantrek, maar hulle is eienaardige mense. 'n Koninklike priesterdom, 'n heilige volk wat geestelike offerandes offer, die vrug van ons lippe wat sy naam prys. Sekerlik. Kennis, dis die eerste ding wat 'n mens van God af wegneem. Toe daar in tuin van Eden daarin bo van kennis was, toe Adam die eerste hap geneem het, het hy homself afgesonder van God. Maar ons probeer kennis onderrig, die mense opvoed in die program van God, en jy kan dit nie doen nie. Opvoeding is goed, dis 'n baie goeie ding. Maar laat ek dit sê, dit sal nooit die plek inneem van die nuwe geboorte of God se voorsiening vir verlossing nie.
Kan julle voorstel 'n klein kanarievoeltjie wat op 'n tak opspring in die hok waarin daar ander kanarievoëls is? En hy sou iets soos die sê: "My mede-kanarie sy bril skuif as ware." over his nose as a professor and say, I have been studying, I have acquired a lot of knowledge. Oor sy neus soos 'n professor en sê: "Ek het studeer, ek het baie kennis opgedoen, ek het alles van hierdie mense begin weet. O, ek ken hulle van A tot Z." Net omtrent soos ons vir God probeer ken. En dan die eerste ding waarvan jy weet, kom daar 'n professor van Purdue af op. Hy het gesê: "Goeiemôre, my klein onbeduidende vriend," en begin 'n paar groot woorde praat met die kanarietjie. And he's embarrassed. He turns his little head, he listens, he's got eyes. En hy is verleë, hy draai sy koppie, hy luister. Hy het oë, hy kan hom sien, hy het ore, hy kan hom hoor, maar hy kan hom nie verstaan nie. Hoekom? Hy het 'n kanariebrein. En dis omtrent hoe dit met ons is met ons menslike kennis. Hoe gaan ons vir God die bonatuurlike verstaan met 'n natuurlike verstand met kennis? Partymal wil ek nie 'n grap sê nie. Dis nie 'n grap nie, maar tog tree ons op asof ons kanariebrein het wanneer ons dit doen. Ons verstaan nie vir God nie en kan nie vir God verstaan op geen manier as dis nie deur kennis nie. Maar deur die openbaring deur die Heilige Gees is die enigste manier. Die skrif sê selfs niemand kan sê Jesus is die Christus nie, net deur die Heilige Gees. Toe God hierdie toksine toets gegee het. Julle weet daar was 'n tyd toe ons nie enige toksine vir pokke gehad het nie. Baie mense het gesterf, maar nou het ons toksine vir pokke. Ons het pokke gekry en vir wit seerkeel en baie siektes. Selfs nou vir polio het ons toksine. En daar was 'n tyd toe die toksine nie baie goed was of nie te goed vir die siel was nie. Maar nou is dit volmaak. Onder die ou toksine van die wet was dit 'n wet dat diere gesterf het om ons met God te versoen. Dit kon nooit wegdoen met sonde nie, dit het sonde net bedek. Maar nou die Bybel het gesê die aanbidder wat eenmaal gereinig is, het geen bewussyn meer van sonde nie. Of die regte vertaling is geen begeerte meer om te sondig wanneer hy die toksine geneem het nie. Hierdie toksine is beproef nie deur 'n proefkonyn nie. Hierdie toksine van ewige lewe is nie deur 'n proefkonyn beproef nie. God het nooit 'n proefkonyn gekies nie. Hy het sy enigste geliefde seun gekies om hierdie toksine aan die menslike ras te bewys. En toe hy gedoop is, het hy reguit uit die water uitgegaan en kyk die hemel open. En Johannes het getuig toe hy die Gees van God sien neerdaal soos 'n duif. En 'n stem het gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Hy het in die lewe gewandel soos ons wandel. Hy is versoek met dieselfde versoeking waarmee ons versoek is sonder sonde, as bewys dat die toksine sou werk. Beproef konyn nie op 'n dier nie, maar op die seun van God, 'n mens. Toe hy tot die dood gekom het, het die toksine bewys om reg te wees. Dit het hom laat bid vir sy vyande. En toe op Paasoggend het God bewys die toksine was reg toe hy hom opgewek het uit die dood. Jesus het op Paasoggend opgestaan om te wys dat hierdie toksine, die balsem van ewige lewe, die dooies opwek in die laaste dae. By die koms van die Here, nie meer raai daarin nie, dis bewys, dit werk vir almal. Die enigste een wat die toksine het gesê, wie ook al wil, laat hom kom. Dis nie dat daar nie enige balsem is nie, dis mense wat weier om dit te neem. Hulle gaan kerk toe en sit styf, hulle sluit by die kerk aan en sit hulle name op die boek. Maar wanneer dit kom by wedergebore wees en die Heilige Gees ontvang, draai hulle rug en lag daarvoor. Dis waarom hulle nie in goddelike genesing kan glo nie. Dis waarom hulle, hoe kan jy bloed uit 'n raap kry? Het my ou suidelike mamma gesê, daar's geen bloed in 'n raap nie, jy kan nie glo nie voor jy nie gebore is uit die Gees van God nie.
Nikodemus het gevra, hoe kan 'n mens dit doen? Jesus het gesê, as 'n mens nie wedergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie verstaan nie. Moet eers gebore word. Die duiwel in die tuin van Eden het 'n man se oë geneem om hom te wys, sy intellektuele. God het sy hart geneem. 'n Man gaan na die groot mooi kerk en wat hy in die klas kan sien, dis sy oog. God het sy hart gekies om hom dinge te laat glo wat hy nie kan sien nie. Want geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. God het sy hart geneem, dis God se beheerkamer. Hy het Jesus opgerig om dit te bewys. Hy het hom gestuur en hom ingeënt en bewys dat deur die aarde. Hy het die evangelie gepreek, hy het visioene vooruit gesien. Toe die eerste man na hom toe gebring is, was Simon Petrus. En toe Petrus gekom het, het Jesus na hom gekyk. Hy was ingeënt en hy het gesê, jou naam is Simon en jou vader se naam is Jona. Wat het gebeur? Petrus was verbaas. Hoe het hy geweet wie ek was? Hy was ingeënt. Hy het die balsem van ewige lewe gehad. God was in Christus om die wêreld met homself te versoen. Daar was een daar wat dit gehoor het. En hy het op sy pad gegaan om sy vriend te kry. Sy naam was Nathanael. En hy het gevind, Filippus het vir Nathanael gevind, liewer in die tuin aan die bid. En toe hy opgestaan het vir hom gesê het, kom kyk wie ons gevind het. Jesus van Nasaret, die seun van Josef. En hierdie as 'n baie stywe man, het hy gesê, nou Filippus, kan daar enigiets goeds uit Nasaret kom? Hy het gesê, kom kyk, dis die beste antwoord wat enige man kan gee. Kom kyk vir jouself. Is daar enigiets daaraan? Moenie by die huis bly en kritiseer nie, kom vind uit. Ondersoek die skrifte. En toe hy gekom het, het hy hom sonder twyfel vertel van ontmoeting toe Jesus by Petrus ontmoet het. En laat ons dink, hulle het dit gesê soos Filippus en Nathanael gepraat het. Nathanael het gesê, nou wat is dit wat jy vir my sê? Hy sou iets soos hierdie sê, Nathanael, weet jy nie dat Moses gesê het, die Here ons God sou 'n profeet oprig, soos wat hy was nie? En wat moet die Messias wees? Moet die God profeet wees. En hierdie man het sonder om vir Simon Petrus die ou visserman te ken, wat nie eens sy naam kon teken nie, maar dit het God behaag om hom die hoof van die kerk in Jerusalem te maak. Met nie eens genoeg geleerdheid om sy naam te teken nie, maar hy het geglo, let op. En toe hy dit gedoen het, het hy gesê, moet hy nie die God profeet wees nie? Ja. En toe hulle gekom het na waar hy besig was om vir die siekes te bid, sodra Jesus sy oë op Nathanael gelê het, het hy gesê, daar is nou waarlike Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie. Hoe het hy hom geken? Want daar was 'n balsem in Gilead, omdat die belofte wat Moses gemaak het, gemanifesteer is. Daar was hy. Daar is nou waarlike Israeliet, nie omdat hy aangetrek het, alle Oosterse mense trek op dieselfde manier aan, en wie daar geen bedrog is nie. Het die man so verstom dat hy gesê het, hoe het u my geken, Rabbi? Hy het gesê, voordat Filippus jou geroep het, jy onder die boom was, het ek jou gesien. Hy het geweet, daar was 'n balsem in Gilead. Hy het gesê, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Daar was diegene wat daarby gestaan het, wat gesê het, hierdie man het Beelzebub. Jesus het gesê, want hy het hulle gedagtes onderskei, en Jesus het hulle gedagtes onderskei toe hulle dit in hulle hart gedink het. En hulle het dit nooit hardop gesê nie, hulle was stoere kerk lidmate, hulle het nie gewaag om dit hardop te sê nie. Maar Jesus het gesê, ek vergewe julle daarvoor. Maar eendag in soveel woorde soos hierdie sal die Heilige Gees kom en dieselfde ding doen. En een woord daarteen sal nooit vergewe word in hierdie wêreld of die wêreld wat sal kom nie. Daar sal 'n balsem wees voortdurend in Gilead, dit sal wees nadat ek gegaan het. En hierdie werk wat ek doen, sal julle ook doen. Kyk, ek is met julle selfs in julle tot die einde van die volëinding. Ek is 'n klein tydjie met julle, die wêreld sal my nie meer sien nie, tog sal julle my sien, die kerk, die gelowige.
want ek sal met julle wees selfs tot aan die einde van die wêreld. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd, absoluut. Let op, die Jode het uitgekyk vir hom om te kom, dis hoe hy homself gemanifesteer het. Daar's net 3 klasse mense, Cham, Sem en Jafetse mense. Dis Jode, heidene en Samaritane. Jesus het by Samaria aangegaan, behoefte gehad. Hoekom? Daar het 'n vrou daar gesit en hy het na haar gekyk en het 'n gesprek met haar gevoer. Hy het gesê, bring vir my water om te drink. Sy het gesê, dis nie gebruiklik nie, daar's 'n segregasie hier. Gesê, Jode en Samaritane het geen woorde met mekaar. Hy het gesê, maar as jy geweet het met wie jy praat, sou jy my gevra het vir iets om te drink. Die gesprek het voortgegaan totdat Jesus gevind het wat in haar hart was. En hy het gesê, gaan, kry jou man en kom hier naartoe. Hy het gesê, ek het geen man nie. Hy het gesê, jy het 5. En die een waarmee jy nou saamleef is nie jou man nie. Jy het reg gesê. Luister nou na daardie vrou. Sy het nooit gesê, jy's Beelzebub nie. Sy het gesoek na die inenting. Sy het gesê, ons weet, ons Samaritane, ons weet dat wanneer die Messias kom, wat die Christus genoem word, sal hy vir ons hierdie dinge vertel. Sy het geweet, hoekom? Sy het gesoek na daardie balsam in Gilead. Sy gees, hy sal die Godprofeet wees. Hy sal hierdie dinge aan ons bekend maak. Maar wie is u? Hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. Hierop het sy haar waterpot gelos en in die stad ingegaan en vir die mans gesê, kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is dit nie die einste Messias nie? Die balsam was in Gilead, sekerlik. Na sy dood en opstanding was daar 120 vergader in die bovertrek vir die inenting. En met eens het daar 'n geluid uit die hemel gekom soos 'n magtige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. God het sy balsam van die Heilige Gees uitgestort in die Pinkster. En hulle het uit die kamer uitgegaan na alle dele van die wêreld toe, die evangelie gepreek, visioene gesien, en is vervolg om sy naam invul, en is ketters genoem, maar het met graagte die saad vir die geregtigheid van Christus gelei. En dit as 'n vreugde beskou, hulle lewens afgelê en hulle getuienis perseel. Hoekom? Hulle is ingeënt, hulle het die balsam ontvang wat daar in Gilead was. Kyk na Paulus aan die einde van sy pad, wat het hy gesê? Kyk of die balsam vir Paulus gewerk het toe hulle sy kop so afkap. Ek het nie lang gelede nie gestaan in daardie kerkertjie waar hy geskryf het en hy het gesê, ek het 'n goeie stryd gestry. Ek het my wedloop voltooi, ek het die geloof behou en voortaan is daar 'n kroon opgelê vir my wat die Here, die regverdige regter, my sal gee op daardie dag. Wat was dit? Hy was ingeënt, hy het die balsam gehad, hy was een van God se geneesere. Daar's 'n balsam in Gilead, daar's 'n geneesheer ook daar. Maar dis die mense wat dit nie wil ontvang nie. Ter afsluiting kan ek dit sê. Op die dag van Pinkster, luister aan julle, almal van julle, luister. Die dag van Pinkster, toe hierdie mense die nuwe geboorte ontvang het en die ewige lewe ontvang het. As jy ewige lewe in jou het, kan jy ewige lewe demonstreer. Jy weerhou jou van die dinge van die wêreld. Maar op die dag van Pinkster, toe hulle hierdie mense almal die nuwe reuse lewe sien manifesteer het, dat hulle ingeënt was, het hulle een van God se dokters gevra. Wil julle graag sy naam weet? Dr. Simon Petrus. Hulle het hom gevra, wat kan ons doen om dit te ontvang? En Dr. Simon Petrus het 'n voorskrif geskryf vir alle geslagte. Hy het gesê, bekeer julle, elkeen van julle. Dit beteken, draai om. Bekeer julle en word elkeen van julle gedoop in die naam van Jesus Christus tot die vergewing van julle sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want hierdie voorskrif kom alle geslagte toe. Julle en julle kinders en hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep. Daar's die voorskrif, jy kan die Heilige Gees ontvang, die belofte kom jou toe, wanneer jy sal wegkom van jou ongeloof en bekeer en omkeer, en na God toe draai, in plaas van na jou intellektuele denke.
God het beloof, dis die voorskrif wat Dr. Simon Petrus geskryf het. Die belofte kom julle toe en julle kinders en hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep. God lewe steeds. Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hoekom dan is daar geen balsam in Gilead nie? Is daar geen geneesheer daar nie? Sekerlik, daar is 'n groot geneesheer hier. Wat is die rede waarom die mense dit nie wil ontvang nie? As gevolg van hulle ongeloof. Hulle sit reg in die kerk en sterf. Hulle kom van die dokter se kantoor af en lê in die huis. En sterf omdat hulle weier om in die groot geneesheer te glo. Hulle lê in hulle beddens van wêreldsheid en vergaan en gaan na 'n ewigdurende hel omdat hulle weier om die balsam te ontvang wat daar in Gilead is vir sondige siele. Ver sê dit van julle, my vriende. Ek het 'n lang tyd met julle gepraat, maar laat ek dit sê. Ek het vir omtrent 45 minute gepraat. Daar is 'n balsam in Gilead. Daar is 'n geneesheer daar. Waarom is die kerk dan so siek? Waarom is dit so sondig? Is omdat mense weier om dit te glo. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd het opgestaan uit die dood. Hy is net hier nou. Hy is dieselfde as wat hy toe was. Toe hy hier was, het hy nie aanspraak gemaak om 'n geneeser te wees nie. Hy het net aanspraak gemaak dat hy het in Johannes 5:19 het Jesus gesê, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen nie, maar wat hy die Vader sien doen, dit doen die seun ook net so. Met ander woorde, hy het nie een wonderwerk gedoen totdat hy gesien het deur 'n visioen wat God gedoen het nie. En toe het hy gesê, die Vader werk en ek werk tot nou toe. Die Vader het hom gewys wat om te doen. Nou, hy het gesê, die werke wat ek doen, sal julle ook, selfs meer as dit sal julle doen. Ek weet die koning James sê groter, maar daar kan geen groter wees nie, dis meer, want hy was een man. Nou is hy reg oor die wêreld in elke lidmaat. Meer as dit sal hulle doen, want ek gaan na my Vader. Laat ons nou daarin dink en weet, daar is 'n balsam in Gilead, daar is 'n balsam in die naam van Jesus Christus, as dit gespreek word deur heilige, eerbiedige lippe wat geheilig is, deur sy bloed en geroep is tot die bediening. Hoekom het ek dit gesê? Want Jesus het gesê, wat julle ook al die Vader in my naam vra, dit sal ek doen. As julle in my bly en my woord is en julle vra wat julle wil en dit sal vir julle gegee word. Kom ons bid. Daar is 'n balsam in Gilead. Gilead is die kerk. And in the invisible audience, if you have never out there, my dear rejected friend, en in die onsigbare gehoor, as julle nog nooit daar buite, my liewe verslae vriend, jy's nie verwerp deur Jesus Christus nie. Hy het jou lief en hy wil jou hê. And you sought for satisfaction. You went to the dances, you went to the... Julle het gesoek na bevrediging. Julle het na die danse toe gegaan, julle het na die plekke toe gegaan. Jy het gedrink, jy het gedobbel, jy het in die oorspel gelewe. Daar's baie dinge wat jy dalk gedoen het en jy mag selfs by die kerk aangesluit het. Dis nie wat jy moet doen nie. Jy moet wedergebore word. Dis die groot geneesheer se inenting. Dis wanneer hy jou waarborg dat hy jou sal bewaar. Hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het teenswoordige tyd ewige lewe en sal nooit in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Hoor dit, sondaar vriend, en aanvaar hom as jou persoonlike verlosser op hierdie tyd. As daar enige in hierdie sigbare gehoor is wat Christus nog nie as julle persoonlike verlosser aanvaar het nie, en julle graag wil onthou word in gebed, dat voor julle hierdie gebou verlaat, God jou die nuwe geboorte sal gee, sal jou hand opsteek, sê, bid vir my, Broer Branham, ek wil nou glo met my hele hart, alles tersyde stel. Tog het ek nog nooit een beweging van sy opstanding gesien nie. Ek, voor enigiets nog gedoen word vanaand, wil ek dit steeds aanvaar op die basis van sy woord. Ek glo dat hy lewendig is, hy lewe in sy kerk. As die lewe van 'n wynstok, as die eerste kerk, Jesus het gesê, ek is die wynstok, luister mooi.
Ek is die wynstok, julle is die lote. En as die eerste loot wat uit die wynstokke kom het 'n Pinksterloot was, wat goddelike genesing en al die tekens van die opstanding voorbring, sal die tweede loot net soos die eerste een wees, en dit sal dieselfde wees tot die laaste loot, want dis dieselfde lewe in die wynstok. Nou, as jy nie hierdie dinge glo nie, hoe kan jy by 'n kerk aansluit en hierdie dinge hê? Jy moet gebore word uit die Gees van God, dan is die lewe wat in die wynstok is in die loot, en jy sal die vrugte van sy teenwoordigheid saam met jou dra. Kom ons bid. Dear God, we bring to thee tonight and the visible and invisible Dierbare God, ons bring na U vanaand in die sigbare en onsigbare gehoor, almal wat die ewige lewe soek, almal wat gevul wil word met U balsem. There is a balm in Gilead. Daar is 'n balsem in Gilead vir die sonde siek siel. Daar's 'n geneesheer ook daar om te genees. En waarom is dit, Here, dat die kerk so sondig is? Waarom is dit dat hulle nie kan glo nie? Want ons weet dat ongeloof sonde is en die enigste sonde wat daar is. Hy wat nie glo nie, sal reeds veroordeel. En hulle doen kwaad omdat hulle ongelowiges is. As hulle gelowiges was, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg, sê Jesus. In my naam sou hulle duiwels uitdryf en met nuwe tale praat en slange opneem of dodelike goed gedrink het, en hulle sal hulle hande op die sieke lê en hulle sal gesond word. God skenk vanaand dat elke persoon, maak nie saak hoe na watter vlak ons moet kom, Here, as die nuwe geboorte net soos die natuurlike geboorte is, 'n gemors. Ek gee nie om die Here wat ek moet uitgewerp word. As ek holy roller genoem moet word of enige soort van vulgêre naam wat die duiwel aan die kerk gegee het, enigiets genoem word, gee my net ewige lewe. Laat my Christus in my hart hê, laat my die balsem van Gilead hê, want ek het hom lief. Gee aan elkeen wat so iets begeer, Here, vrylik vanaand van U genade. Ons bied hulle aan as U trofee van die boodskap. Hou hulle, Here, in Jesus naam bid ons. Amen. Aan julle almal in Radioland wat Christus aanvaar het as julle persoonlike verlosser, ek sal julle op hierdie tyd aanraai om weg te glip na 'n plek in God te vra, om julle te vul met sy Heilige Gees. Nou jy sê, Broer Branham, dis nogal moeilike doktrine vir 'n baptis. Ek het gedink jy het die Heilige Gees ontvang toe jy geglo het. Paulus het in Handelinge 19 vir die baptiste daarbo gesê, het julle die Heilige Gees ontvang sedert julle geglo het? Sien, iemand het vir my gesê nie lank gelede, gesê, Broer Branham, het jy geweet, God het vir Abraham gegee, sy sondes geneem, en dit is hom tot geregtigheid gereken, omdat hy in die Here geglo het. Dis al wat hy kon doen, was glo. Ek het gesê, dis reg, maar hy het hom die seël van besnydenis gegee as 'n bevestiging, dat hy sy geloof ontvang het. En as God jou nog nooit die Heilige Gees gegee het nie, en jy maak aanspraak om 'n gelowige te wees, en jy het nog nooit die Heilige Gees ontvang en oorgegaan uit die dood na die lewe nie, dan het God nog nooit jou geloof bevestig nie. Sien, Efesiërs 4:30 sê, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, waardeur julle verseël is tot die dag van julle verlossing. Dis God se seël, die Heilige Gees. Ontvang dit, vriende. En aan julle sigbare gehoor hier vanaand, sodra die gebedsry verby is, wil ek hê julle moet sommige van hierdie goeie predikers hier kry. Julle het Christus aanvaar as julle verlosser. Praat daaroor met hulle, sluit aan by hulle kerke. Gaan maak vir jou 'n kerktuiste iewers, enige denominasie wat jy wil, dit hang van jou af. Net sodat jy wedergebore en gevul kan word met God se Gees. You will be a credit to any church if you'll just receive Christ in that manner. God bless you. Jy sal 'n eer wees vir enige kerk as jy Christus net op daardie manier sal ontvang. God seën julle. Now we are going to call the prayer line. Nou gaan ons die gebedsry roep. Aangesien dit 'n bietjie laat is vanaand, het ek gedink ek sou dit doen. In the prayer line tonight, I would just call up a few In die gebedsry vanaand sou ek net 'n paar oproep in wat ons die Bybellyn noem, dat waar die Heilige Gees met ons sou praat en kyk of hy sou. Ek sê nie dat hy sal nie, maar as hy sal. En dieselfde dinge doen waarvan ek gepreek het, dat wanneer God, en ek noem dit, ek bedoel nie om ontheiligend te wees deur dit te sê nie. Inenting het sy Heilige Gees in sy seun uitgestort en hy het rondgegaan en hierdie soort tekens gewys.
vir Petrus gesê wie hy was en deurgegaan in gedagtes van die verstand onderskei en vir die vrou vertel. En dit was die teken van die Messias. Waarom het hy dit nie aan 'n heiden gedoen nie? Nie een keer in die Bybel nie. Hoekom? Die heidene het nie gesoek na sy koms nie. Nou die heidene het die evangelie gepreek vir 2000 jaar. Nou kyk ons uit vir sy koms. God kan nie oneindig wees en geen aannemer van die persoon wees en vir hulle daardie teken gee en dit nie vir ons gee nie. Hy het beloof dat hy sou. Hoeveel glo dit? Sekerlik hy het. Goed, ons sal môre aand meer daaroor praat, die tyd word laat. Wie het hulle uitgegee, jy? 1 tot 100? My seun het die gebedskaarte gegee. Hoeveel hier binne het nie gebedskaarte nie? Steek jou hand op, jy siek. Goed. Kyk hoe die Heilige Gees sal beweeg. Nou ons gaan roep. Ons sal sien dat die kaarte opgebring word en voorgebid word. Ons hulle nie vanaand kry nie, sal ons môre aand. Ons gaan iewers langs daardie lyn begin en 'n paar mense van hierdie 100 gebedskaarte uitroep. Gebedskaart A, kom ons kyk. Kom ons roep die laaste 20. Dit sou dit van 80 tot 100 in Ama. En die wat eerste sal laaste wees en die wat die laaste is sal eerste wees. Keer dit om in plaas van om die eerste deel van hulle te begin, sal ons begin by die laaste deel van hulle. En dan sal ons ook hulle optel soos ons aangaan, miskien vanaand of hulle môre aand klaar maak die gebedskaarte. Wie het gebedskaart 80? 80. A80 staan op. As jy die persoon, sal jy reg staan. Gaan soontoe sal julle, party van julle en help. 80, 81. Wie het 81? Steek jou hand op as jy kan. 81, 82. Goed dame net hier oorkant. 83, hoe in die balkon. 83. Wie het gebedskaart 83? Sal jy jou hand ophou? Mag iemand wees wat doof is, nie kan hoor nie. Kyk na julle gebedskaart. Elkeen kyk na jou gebedskaart. Gebedskaart 83. Kyk na jou buurman se gebedskaart. Miskien is hulle krepeel. Ons sien 'n paar beddens en draagbare. Kyk na hulle gebedskaart. Iemand. Miskien kan hulle nie opstaan of self nie hulle hande opsteek nie. 83, goed. Miskien het hulle uitgestap. As hulle het, kan hulle terugkom, hulle plek kry. Who has prayer card 84? The lady going there. 84. Wie het gebedskaart 84? Die dame wat soontoe gaan. Steek jou hand op wanneer ek jou roep. 85. Goed. 86. 87. 88. Sou ek 88 sien? Gebedskaart 88. 89. 90. 91. 91. 92. 93. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. Het ek 100 gesien? Wie het gebedskaart 100? Goed, kom van ver af aan die agterkant. Terwyl hierdie ons gaan hulle vir 'n paar minute hou, dan sal ons teruggaan na die ander kant toe. Nou ek wil dit graag sê terwyl julle almal net 'n oomblik wag en die plekaanwysers die mense gereed kry om na die platform toe te bring, wil ek julle onverdeelde aandag hê. Ek wil hulle in Radioland hê. Ek glo ons is van die lig af op hierdie tyd. Goed. Ek sou hulle ook iets gee. Maar nou, julle wat hier is nou, moenie rondskuif nie, sit baie stil. Moenie beweeg nie, wees baie eerbiedig. Want hoeveel in hierdie gebou weet dat ek julle nie ken nie? Steek jou hand op. Hoeveel in daardie gebedsry daar buite weet dat ek julle nie ken nie? Steek julle hand op, almal in die gebedsry. Hoeveel is siek en het nie 'n gebedskaart nie en tog wil jy God met jou genees? Steek jou hand op. Ek wil sien sonder gebedskaart. Daar's honderde. Goed, ek wil hê julle moet dit doen terwyl hulle die mense oplei. Ek wil hê julle moet nou reg in hierdie rigting na my kyk. Luister goed.
Nou, ek het lang gepreek, daar is 'n balsem in Gilead. Hoeveel weet dat die balsem in Gilead, wat God daarin geplaas het, die Heilige Gees is? Wel, as die Heilige Gees in die eerste persoon hom so laat optree, dat hy kon deur die Gees van God die gedagtes van die mense kon onderskei en vir die mense vertel, en so voort soos daardie, sal hy dieselfde ding doen as hy weer aan ons ingeënt is? Is dit reg? As dieselfde lewe in ons is, het Jesus gesê, die werke wat ek doen, sal hulle ook. Het hy dit gesê, dan moet sy woord waar wees. Dan aan die predikers en aan die mense daar buite, luister nou hierna. Julle het nie gebedskaart nie. Nou, die gebedskaart het niks daarmee te doen nie. Nou kyk, laat ek vir julle 'n storieetjie gee. Een keer het Jesus oor 'n stormagtige see aangekom en daar was 'n vroutjie, laat ons sê, het 'n bloedvloeiing gehad. En kom ons sê, sy het nie 'n gebedskaart gehad nie. So sy kon nie in die skare inkom nie. Maar sy het haar pad deurgeloop op een of ander manier, totdat sy aan haar hart gesê, luister nou mooi, sy het in haar hart gesê, as ek net die soem van daardie man se kleed kon aanraak, sal ek gesond gemaak word. Het julle ooit die storie gelees? Steek jou hand op. Goed. En sy het gesê, ek glo dat hy die Messias is van wie daar gepraat is. Hy is daar die Galileese profeet. Een oggend toe die skare op die oewer vergader het almal hom aangeraak en, hallo Rabbi, hoe gaan dit met u dokter, profeet van Galilea? En ander wat staan sê, ha, julle wat die dooies opgewek het, ons het 'n begrafplaas vol van hulle hierbo. Kom rig 'n paar hierbo op. Jy het Lazarus lewende gemaak, probeer dit op ou man Jones hierbo sien. Hy het omtrent 'n week gelede gesterf. Goeie ou man, het sy tiendes betaal en alles, kom probeer hom. Probeer dit op Johnson se babatjie wat hier buite lê. Dis die kritisie die kerklidmate gewoonlik. Kom probeer dit op hom. Jesus het gesê, ek doen niks as die Vader my nie eers wys nie. Sien, dit was sy antwoord aan die kritisie. Hierdie vroutjie, sy het deurgedruk totdat sy die soem van sy kleed aangeraak het. Enige iemand weet dat die Palestynse kleed los om die persoon gehang het. En dit was 'n kleed. Dis waarom hulle voete gewas het. Toe daardie kleed soos hulle geloop het, het hy die stof opgetel waar die diere op die pad was. En daar het stof op hulle gekom en dit het gestink. Hulle moes was voor hulle 'n geëerde gas by die huis kon wees. En dan het hulle onderkleed gehad wat onder die knieë afgekom het. En nou enig iemand weet dat daardie klein aanraking aan die onderkant, die soem van daardie kleed waarskynlik enigiets van 2 tot 6 of 8 duim van hom afgestaan het. Jesus dit nooit fisies gevoel het nie. En sy het hom aangeraak en weer uitgegaan, kom ons sê in die gehoor en gaan sit. Jesus het gestop, hy het gesê, wie het my aangeraak? En julle weet, dit was so 'n verrassing, totdat Simon Petrus homself bestraf het. Hy het gesê, wel Here, waarom sou u so iets sê? Wel, die hele skare raak aan u. En waarom kon hy sê, wie het my aangeraak? Gesê, hulle almal het u aangeraak. Hier is Jesus se antwoord, maar ek merk dat ek swak geword het. Die koning James sê, deeg het van my uitgegaan, en enige iemand weet, dat deeg krag is, krag het van my uitgegaan. Dit het my swak gemaak. Sien, sy het hom aangeraak met 'n ander soort aanraking. So hy het nie geweet wie dit was nie, maar sy het hom aangeraak. Nou luister, toe het hy homself omgedraai oor daardie gehoor gekyk, miskien omtrent soos wat hier is vanaand. Hy het rondgekyk totdat hy die vroutjie gevind het, en hy het vir haar gesê dat haar geloof haar bloedvloeiing genees het. Is dit reg? Wat was dit? Hy het een of ander soort inenting in hom gehad van God, 'n balsem van God. BALSEM van God binne hom wat die Heilige Gees was, dat daardie vroutjie met haar geloof in God, in die wete dat sy seun was, hom aangeraak het. En dit het die aandag op die vrou gevestig, is dit reg? En hy het gesê, jou geloof, jou bloedvloeiing is nou weg, want jou geloof het, die Griekse woord is sozo, beteken fisies of geestelik gered, albei dieselfde tyd in al die skrifte, sozo. Goed, jou geloof het jou gered. Nou is Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd. As julle dit glo, sê amen. Goed. Predikers, dienaars, sonndagskoolonderwysers, leekerdom, leer die Nuwe Testament, die boek van Hebreërs, dat hy 'n hoë priester is, net nou wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Is dit reg? Wel, as hy dieselfde hoë priester is en jy hom op dieselfde manier aangeraak het,
Sou hy nie dieselfde optree as wat hy toe het nie? As hy dieselfde hoëpriester is, dieselfde lewe. Nou waar is hy vanaand? Aan die regterhand van God Almagtig, besig om voorspraak te maak as 'n hoëpriester. Nou as jy hom aangeraak het en hierdie lewe wat in hom was, die balsam wat in Gilead was in Christus, wat hy ten volle die kerk was, en nou is ons sy bruid weggeneem uit hom om in sy plek te bedien. As jy hom aangeraak het, kon hy praat deur my of iemand en dieselfde uitspreek as wat hy toe het, en dieselfde ding vir jou sê wat hy vir die vrou gesê het, as hy dieselfde hoëpriester is. Is dit reg? Nou julle sonder gebedskaarte bid en kyk. Net moenie krities wees nie, sit net stil vir die volgende 10 of 15 minute en sê in jou hart, Here God, miskien verstaan ek dit nie. Ek ook nie, maar ek weet dat dit God se woord is, God moet sy woord hou. Sê, Here, ek siek, daardie man ken my nie, maar ek siek, en ek het u genesingskrag nodig. En as ek dit nie ontvang nie, sal ek vergaan. My dokter het alles gedoen wat hy kon doen, hy het my opgegee. En ek het 'n reg om na u toe te kom, en ek kan op geen ander manier gesond word nie. Wees genadig, groot hoëpriester van God, Jesus Christus se seun. Raak my aan vanaand en spreek terug deur die diensknegt. En laat hom hier buite met my praat soos u met die vrou wat u kleed aangeraak het. Laat my u kleed aanraak en bevestig dit vir my. Ek het nie eens 'n gebedskaart en daar's geen manier vir my om op daardie platform te kom nie. Praat net met hom en laat hom met my praat en ek sal dit met my hele hart glo. Sal jy dit doen? Jy sonder gebedskaart steek jou hand op, sê ek sal dit doen, ek sal bid en baie opreg wees. Dan as hy dit nie doen nie, dan is ek 'n valse profeet. As hy dit wel doen nie, het ek die waarheid vertel en ontvang jy hom dan, en dan sal jy weet daar's 'n balsam in Gilead. Goed, het almal gekom, almal behalwe een. Goed. Wat van daardie een wat ontbreek het, het hulle in die ry ingekom? Nou as jy sal, suster, baie stadig is wat jy kan gaan op die orgel, glo net so stadig. Hierdie is die eerste aand. Nou met hierdie Bybel oor my hart, wat ek koester om die woord van die ewige God te wees, as God dan beloof het, dat Jesus sy seun wat God op aarde was, God wat vlees geword het en onder ons gewoon het. Ek glo dat die Gees van God deur Jesus Christus beloof dat hy vir ewig by ons sal bly, die Gees van waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Het jy al ooit gedink aan wat dit was? Wat as jy nie kan glo nie? Dit sou die jammerlikste ding wees waarin ek ooit kon dink, want Jesus het gesê, niemand kan na my toe kom en sê my Vader onttrek nie. God moet dit trek. En nou hy wat teenwoordig is, ek ken nie 'n persoon in hierdie gebou wat ek op hierdie tydstip kan sien nie. Ek weet daar's iemand hier binne wat my bandopname seuns Leo en Jean my seun. Ek ken party van hierdie predikers hier, maar daar buite, ek probeer kyk en sien of daar een persoon is wat ek persoonlik ken. Ek soek na Brood, hy is hier iewers. Broer Sothman van Canada. Brood is daar. Broer Sothman van Canada, hier agter. Ja, ek ken dit hier vir Broer Wells Evans en sy vrou, dogtertjie. Hoeveel daar buite weet dit in die balkon of enige plek dat ek julle nie ken nie? Steek jou hand op. Goed, maar God ken jou wel. Dan as ek myself kan onderwerp aan die Heilige Gees, dat ek nie my eie verstand sal gebruik nie, en hy sal net heeltemal beheer oorneem en sê, die Gees van sy seun Jesus, dieselfde werk laat doen wat Jesus gedoen het, sal julle glo? Nou hier is dit die pasiënt, is jy die dame? Goed, hier's 'n vrou, ek reken ons is vreemdelinge vir mekaar. God ken hierdie vrou, hy ken my. Ek ken haar nie, sy ken my nie, maar God ken wel, sy is hier vir een of ander doel, ek weet nie. Ek het geen idee wat die vrou wil hê nie, sy mag finansiële probleme hê, sy mag huislike probleme hê, sy mag siek wees.
Wel, wat is ek na haar toe gegaan en gesê, dame, halleluja, jy is hier op die platform, halleluja. Sien, dis in die haak, jy is siek, halleluja. Ek gaan hande op jou lê, halleluja. Jy gaan gesond word, dis in die haak, sekerlik. Sy kon weggaan en dit glo, ek glo, as sy siek was, sou sy gesond word. Want sy het gekom eerbiediglik na wat sy glo is reg, sy kom om iets te aanvaar. Nou, ek ken haar nie, maar as God met my sal praat en my iets vertel soos hy het by die vrou by die put, nog 'n prentjie, 'n man en 'n vrou nog nooit tevore ontmoet nie, soos Johannes 4, die vrou by die put. Of as hy iets sou sê soos hy vir Filippus, of vir Petrus, of vir sommige van hulle toe gesê het, of waar iets vertel het wat na haar lewe is, iets wat sy gedoen het. Iets wat verkeerd is met haar, iets wat sy begeer, een of ander probleme waarin sy verkeer, of iets wat sy weet waar is. As God weet wat was, dan kan hy sekerlik sy woord neem vir wat sal wees, as hy kan openbaar wat was. Is dit reg? Kom ons bid. Nou Here, in die naam van Jesus, die Seun van God, onderwerp ek myself nou aan U hande, o Here. Neem my alles, my verstand, my gees, my krag, en alles wat in my is, o Here, dis niks. Dis 'n baie swak ding om aan U te onderwerp. Maar as jy soek na heilige hande vanaand en heilige oë, sou hulle nie op hierdie aarde gevind word nie. Maar U neem wel die verganklike dinge van die wêreld en reinig hulle deur U Gees en gebruik hulle tot U heerlikheid. Neem die dwaase dinge van die wêreld en beskaam die wyse en magtige. Laat dit vanaand bekend wees, Here, dat ek die waarheid vertel het, dat U Jesus is dieselfde gister, vandag en vir altyd, en dat daar 'n balsam in Gilead is en daar ook 'n geneesheer is. Laat dit bekend wees vanaand, Here, en spreek met hierdie dierbare mense, diegene met gebedskaarte en diegene sonder die gebedskaarte, dat hulle kan glo dat die opgestaan het uit die dood en die koms van die groot heilige wese naby is. En hierdie dinge net deur U diensknegt die ware koms van die ware Messias weerspieël. Skenk dit, Here, in Jesus naam. Amen. Nou, sit stil. En in die naam van Jesus Christus neem ek elke siel hier binne onder die beheer van die Heilige Gees. As 'n vreemdeling vir jou nie geken en jou nie gesien nie, as die Heilige Gees iets van jou aan my sal openbaar, wat jy weet dat ek nie weet nie, sou jy dit dan aanvaar as van die Christus? Nou, julle sou moes sê dat dit bonatuurlik sou moes kom. Dit sal moet kom. Dit sou op die krag van die duiwel moes wees, op die krag van God. Dit kan nie natuurlik wees nie, dit moet bonatuurlik wees. As jy glo dit is die krag van die vyand, dan ontvang jy sy beloning. As jy dit ontvang as die krag van God, dan ontvang jy sy beloning. Jesus, diegene wat gesê het toe Nathanael vertel is waar hy was voor hy na die diens toe gekom het, het hy gesê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En hy het gesê, geseënd is jy, omdat ek julle hierdie dinge vertel het julle geglo. Groter as hierdie sal julle sien. Maar aan die Fariseërs wat dit die werking van die duiwel genoem het, een of ander spiritualis of op telepathy of iets, hulle het gesê hy is Beelzebub. Waar dink julle is hulle vanaand? Waar dink julle is Filippus? Nou dit hang van julle af. Ek kan net werk soos hy vir my so sê. Maar as die Here aan my sal openbaar wat jou saak is, wat jou probleem is, sal jy glo. Hoeveel in die kerk sal glo? Hoeveel daar buite sal glo? Hier, ek en hierdie vrou die eerste keer ooit ontmoet, het mekaar nog nooit in die lewe gesien nie. Maar die Heilige Gees is hier. Die vrou lê in 'n senuwee toestand, dis wat sy voor gebid wil word, is 'n uiterste senuwee toestand. Daardie senuwee toestand is 'n verstandelike senuweeagtigheid, 'n dink vreemd. Gedagtes kom na jou toe, alles raak baie senuweeagtig, dis reg. Satan sê selfs, jy gaan jou verstand verloor, alles soos daardie. Maar dis 'n leuen, ek sê julle dit. Julle mag. Veel glo nou, vra vir die vrou. Was dit reg? Senuwee toestand, steek jou hand op as dit reg is. Hoeveel van julle glo nou? Jy sê, Brother Branham, jy het dit dalk geraai. Alright, well, let's see if we was a guess. Let the Holy Spirit do the talking. See if it was a guess. May He grant it, is my prayer.
Goed, ons sal net sien of dit 'n raaiskoot was. Laat die Heilige Gees die praatwerk doen. Kyk of dit 'n raaiskoot was. Mag hy dit gee is my gebed. Ek sê nie dat hy sal nie. Mag hy dit doen. Ja, ek sien haar beweeg. Lyk op die vrou van my af weggaan. Ja, sy het hier na toe gekom. Sy is nie van hierdie stad nie. Sy is van buite hierdie stad. Jy is van 'n ander, 'n groot stad af. Dis Chattanooga. Dis reg. Glo God weet wie hy is. Your name's Cleo. Your last name's Dugan, Miss Cleo Dugan. That's true. Jou naam is Cleo. Jou van is Dugan. Mevrou Cleo Dugan. Dis waar. Jy het iets op jou hart waarvoor jy bid. Dis jou suster. En sy is in 'n geesteshospitaal by Knoxville. Dis so spreek die Here. Dit is waar. Glo jy nou dat die Gees van God hieroor staan? Wat dit openbaar? Glo jy dit? Net soos jy dan geglo het, so sal jy ontvang. Gaan en God se vrede sy met jou. Glo jy daar buite in die gehoor met jou hele hart? Nou jy geloof in God. As dit nie dieselfde Heilige Gees van die Bybel is nie, dan ken ek nie die Bybel nie. Nou julle sonder gebedskaarte begin bid. Ons is vreemdelinge vir mekaar. Hierdie is ons eerste ontmoeting. Goed. God ken ons albei ken nie. As God aan my sal openbaar wat jou probleem is, sal jy glo dat ek sy diensknegt is. Ek kan nie genees nie, ek's net 'n man. Maar toe ek gebore is ek gebore met 'n gawe. My hele lewe lank het ek visioen gesien. Dit het nie een keer geval nie. Jy ly ook aan 'n senuweeagtigheid. Dis reg. En jy het 'n rugprobleem. Dis reg. As dit reg is by jou hand, jou rugprobleem is wat jou senuweeagtigheid maak. Jou naam is Mevrou Wells. Jy's van net hier in Cleveland. Dis reg. Gaan verheug op jou pad, is nou verby, wees genees. Ek geloof in God. Kom dame, nou glo jy met jou hele hart, glo jy dat God met jou toestand kan vertel? So jy glo dit was die Gees van Christus, jy sal, jy het 'n val gehad, jou skouers seer gemaak. En dis waarvoor jy hier is om voor gebid te word. Jy's nie van hierdie stad nie, jy's ook nie van hierdie staat nie. Jy is van Missouri. Dis reg. Gaan op jou pad terug na Missouri, jy's genees. Jesus Christus maak jou gesond. God is God. God is God. Die dame wat net hier sit reg op die punt van die ry aan die bid, het hartprobleme. Glo Jesus Christus maak jou gesond, dametjie. Glo jy dit met die hartprobleem wat net daar sit en na my kyk? Glo jy dat God jou sal gesond maak? Ja, glo jy dit? As jy dit glo, aanvaar dit, gaan huis toe en word gesond. Dame wat reg agter sit, tweede een in, daar wat maagprobleme het, glo Jesus Christus maak jou gesond. Goed, gaan dan huis toe, ontvang jou genesing. Jesus Christus maak jou gesond. Het jy gebedskaart, dame? Jy het nie een nodig nie, jy sal reeds genees. God maak jou gesond. Nou is jy op jou pad. Wat het sy aangeraak? Wat het sy aangeraak? Die hoëpriester, Jesus Christus, die Seun van God, die hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Ek daag hierdie gehoor uit in die naam van Jesus Christus om te glo dat dit so is. En kyk wat die Heilige Gees vir ons sal doen. Ek geloof in God, moenie twyfel nie. Hierdie dame hier, ons is vreemdelinge vir mekaar. As dit reg is, steek jou hand op. Ons het nog nooit ontmoet nie, maar as God aan my jou probleme sal openbaar, sal jy glo dat ek God se profeet is op sy diensknegt? Glo jy dat die Gees van God, dat jy nou, glo jy daar die Gees van God beweeg op jou? Tussen my en die vrou kom daar die lig. Hoeveel het al ooit die foto daarvan gesien wat hulle in Washington gekry het? Hier staan dit reg tussen my en die vrou. Sien julle dit nie op die vrou beweeg nie? Daar is dit. Sy is nie hier vir haarself nie, sy is hier vir iemand anders. Dis jou stiefdogter. Dis reg. Sy woon ook nie hier nie, sy is van Georgia. Sy het 'n senuweeprobleem wat veroorsaak dat sy 'n spraakgebrek het en so voort.
Ek sien sy is ook geskadu, sy is 'n sondaar. Sy het Christus nog nie as persoonlike verlosser aanvaar nie. Dis so spreek die Here. Dit is waar, is dit nie? Go find it the way you have believed it. God be with you. Gaan vind dit soos julle dit geglo het. God sê met julle. You believe, lady? You here? You believe that God is able to tell me your troubles? Glo jy, dame, jy hier, glo jy dat God vir my jou probleme kan vertel? Aan jou kan openbaar soos hy aan die ander het en soos hy in die Bybelse tye glo jy dit? Now somebody did something. Nou iemand het iets gedoen. Die ou man wat sit, die man wat daar agter sit, reg hier agter wat na my kyk, wat iets verkeerd het met jou been. Jy moet vir 'n operasie gaan, meneer. Het jy 'n gebedskaart, meneer? Jy het nie gebedskaart nie, maar jy het daar gesit en glo. Was dit reg? Jy het daar gesit en glo, het jy nie? As dit reg is, staan op jou voete, staan op jou voete. Is dit die waarheid? Wyf jou hand goed, gaan huis toe. Jesus Christus maak jou gesond. Jy het die hoëpriester aangeraak wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Jy het geloof in God, moenie twyfel nie. Wat het daardie man aangeraak? Wat was dit? Hy het gebid. Hy het iets sien aangaan. Hy het vir homself gebid. Hy het geweet hy kon nie in die ryk kom nie. Hy het geen gebedskaart gehad nie, maar hy het iets aangeraak en die Heilige Gees draai om. En daar was hy. Daar was daar die engel wat bo kan hom gestaan het, daai lig wat om hom beweeg het. En ek het gesien daar was iets aan sy been hieronder waaroor die dokters wil opereer. Dis presies die waarheid. As jy sal glo met jou hele hart, sal jy nooit daardie operasie hoef te hê nie. Hoe julle dat God teenwoordig is, die Heilige Gees, die groot Alfa Omega, sekerlik, hy is God. Hy is altyd God. As hy ooit God was, is hy steeds God en hy sal altyd God wees. Hy kan nie verander nie. Hy is oneindig. Is dit die dame wat volgende is? Dame, as God net iets in jou lewe aan my sal openbaar wat verkeerd is met jou, sal jy glo, hierdie dinge, visioene, maak jou amper dood. Jy is bang vir kanker. Dis reg, jy het operasie op jou bors gehad, en jy is bang dit kom weer terug. Nou, dis die waarheid, is dit reg? Wyf jou hande op vir die mense as dit reg is. Wel, moenie bang wees nie, daar's 'n balsam in Gilead. En daar's 'n geneesheer ook, wat kan opereer sonder 'n mes. Wat die eerste operasie in die tuin van Eden gedoen het en die moeder Eva van Adam se sy afgeneem het. Glo jy dat hy teenwoordig, glo jy dat hy die een is wat jy ken? Gaan dan in glo in hom en jy sal nooit geopereer hoef te word nie en die kanker sal jou verlaat. In naam van die Here mag dit so wees. Ek bly 'n gees aanvoel wat dink ek lees daardie mense se gedagtes. I can't locate it, and if I do, I'm going to tell you who it is. Ek kan dit nie opspoor nie en as ek dit doen, gaan ek julle sê wie dit is. Sitting right there with TB. Sit net daar met TB, kereltjie. Jy het 'n gebedskaart? Jy het nie. You don't? Maar jy het TB. Die groot geneeser staan naby jou. Wat het jy aangeraak, meneer? Sir, you're going to die if you sit there. Accept him, believe it. Stand up on your feet. Ek gaan sterf as jy daar sit, aanvaar hom, glo dit, staan op jou voete en glo en jy sal genees word van daardie tuberkulose. In die naam van Jesus Christus glo dit. Hier, kan hierdie man net 'n oomblik hiernatoe kom, die pasiënt. Hier, jy, sit jou hand op myne. Ek sê vreemdeling vir jou, as God aan my sal openbaar wat jou probleem is, sal jy my as sy diensknegt ontvang en glo dat Jesus Christus sy seun is? You will. Jy sal, wel, dan sal daardie asmatiese toestand jou verlaat. Glorie aan God. Ek het nie na hom gekyk nie. Look here. Ek hier, kom hier. Glo jy daardie hartprobleem verlaat jou? Wel, gaan dan verheug op jou pad, sê, dank U Here. Jy het ook asma, goed gaan, moenie twyfel nie. Jy sal daaroor kom en gesond wees. Glo jy met jou hele hart? Wat as ek niks vir jou gesê het nie, sou jy dit glo? In die naam van die Here Jesus, gaan en word gesond, sodat die ander mense kan verstaan en sien. Gaan eet jou aandete, daardie senuwee toestand mag probleem met jou verlaat, so jy kan op jou pad gaan en jy gaan sê, dankie Here vir my genesing. Amen.
'n goeie geloof soos daardie. Glo jy die arthritis sal jou verlaat en jy sal reg wees, goed gaan op jou pad en sê dank die Here. Jy sal operasie vir daardie gewas moet kry as God dit nie uit jou uithaal nie. Glo jy sal dit doen, goed, steek jou hand op en vang die Here Jesus as jou geneeser en gaan glo. Glo jy daardie rugprobleem gaan jou verlaat, goed, begin net op jou pad, juigend. Do you believe out there? Glo jy daar buite, is jy tevrede dat Jesus Christus die Seun van God jou rugprobleem het jou ook verlaat en jy kan net blymoedig op jou pad gaan en gelukkig wees en glo. Hartprobleme sien nie beagtig uit, hou net aan sê dank die Here vir my genesing. You believe with all your heart? How many believes? How many out there? Is there a balm in Gilead? Glo jy met jou hele hart? Hoeveel glo? Hoeveel daar buite is daar 'n balsam in Gilead? Is daar ook 'n geneesheer hier? Hy is die groot geneesheer, die Seun van God. Some of you afflicted people. What about you? Party van julle beproefde mense wat van julle op die bed dragbaar of wat dit ook al is. Don't want to see it. Dis die enigste een wat ek op hierdie tydstip sien. Glo jy wat jy sien is God You do? doen. As ek jou kan genees, dame, en jou van daardie dragbaar afhaal, sou ek dit doen, maar ek kan dit nie doen nie. Ek's 'n man, maar glo jy dat Jesus Christus dit kan doen? If he will reveal to me. As hy aan my sal openbaar deur sy Heilige Gees waarom jy daar lê en wat jou probleem is, sal jy hom glo, mag hy dit skenk. Kyk na my. I'm saying that not just Peter and John get your attention from the rest of them. But look on. Sê dit nie soos Petrus en Johannes julle aandag van die res van hulle afkry, gesê het, kyk na ons. Leer het gesê, as dit nie was dat ek die teenwoordigheid van Josef het gerespekteer het nie, sou ek nie eers na jou gekyk het nie. You're shattered to death. Jy is geskade tot die dood. Dis hartprobleme. 'n Bloedklont in die hart. That is true. The doctors can do nothing about Dit is waar. Die dokters kan niks daarin doen nie, God kan. it. You accept Glo jy dit? Aanvaar jy jou genesing? then rise up. In the name of Jesus Christ. Staan dan op in die naam van Jesus Christus, neem jou bed op, gaan huis toe en wees gesond. Glo jy Jesus Christus is die Seun van God en ek is sy profeet? You don't doubt the one shadow. Jy twyfel nie deur een swempie, twyfel nie, staan op jou voete en neem jou bed op en gaan huis toe. As jy dit sal doen en nie twyfel nie, sal jy kry, o, jy kan opstaan, kom van daar af. In die naam van Jesus Christus glo dit. Daar staan sy op. Hoeveel van die res van julle glo met julle hele hart? Steek jou hand op, staan op jou voete. Ek gee nie om wat verkeerd is met jou nie. Of jy nou krepeel, blind, doof, stom is, dit maak nie seer nie. Aan op jou voete, dis reg, staan op, maak nie saak nie. Hier is ander wat opstaan. Siek mense, beproefde mense wat op hulle voete kom. Wat is die probleem? Dis Jesus Christus, die Seun van God. Laat ons saam bid. Here Skepper van die hemel en aarde, outeer van ewige lewe, stuur u Gees op hierdie mense. Daar is 'n balsam in Gilead. Daar is 'n geneesheer. O Here, soos hierdie vrou wat sterwend lê op hierdie bed opgestaan het en u die lof en eer gee, nog 'n krepeel vrou wat ook opstaan, ander, dis u krag, Here. Satan, jy het die stryd verloor, Jesus Christus het jou oorwin. Jy is verslaan, jy het geen wetlike reg nie. Jy is 'n bluf en ons roep jou aan. In die naam van Jesus Christus, kom uit hierdie mense uit en verlaat hulle. Die gees van siekte en beproewing en krankhede kom en mag hulle gesond wees. Die vrou staan op haar voete, hierdie krepeel vrou is op haar voete, ander is op hulle voete. God het jou genees, as jy dit glo, as jy dit glo, steek hulle hande op, gee hom lof. Gaan in die naam van die Here en word genees.